Hallo en welkom. In hierdie week reis ons saam met twee van Jesus se disippels op hulle reis van Emmaus na Jerusalem. En hulle reis is een van wanhoop na hoop. En ek vertrou dat uit hulle belewenis ons ook die uitnodigings van God aan ons sal hoor. Onthou jy hulle storie? En ek wil jou aanmoedig om dit weer te gaan lees in Lukas 24 vers 13 tot 35. Want vir die volgende 3 dae sal ons stadig deur hulle storie stap. Het gaan soos dit. Twee van Jesus se disippels reis van Jerusalem na Emmaus op die Sondag na sy kruisdood. Nou hierdie pad is omtrent so 11 kilometer en hulle loop en praat oor alles wat gebeur het. Dan kom Jesus en hy loop saam met hulle, maar hulle herken hom nie. En Jesus vra hulle dan, wat bespreek julle saam terwyl hulle so stap? En dan met neerslagtige gesigte sê een van die twee, Kleopas vir Jesus, is jy die enigste een wat Jerusalem besoek het, wat nie weet wat in hierdie dae gebeur het nie? Waarop Jesus vra, watter dinge? En dan antwoord hulle, oor Jesus van Nasaret. Hy vertel dan hoe Jesus 'n profeet was, kragtig in woord en daad voor God en al die mense, maar hoe Jesus ter dood veroordeel en gekruisig is. Kleopas sê vir Jesus, ons het gehoop dat hy die een is wat Israel sou verlos, maar hy vertel dan hoe Jesus doodgemaak en gekruisig is. Hy gaan aan om te vertel dat sommige van die vrouens hulle verstom het, dat hulle na die graf gegaan het, maar nie sy liggaam kon vind nie. En dat daar engele aan hulle verskyn het gesê dat Jesus lewe. So ek wonder, watter woorde sal jy gebruik om die emosionele en geestelike toestand van die twee wat op die pad na Emmaus is te beskryf, wanneer ons hulle ontmoet? So die teks gee vir ons 'n paar leidrade. Sê hulle was neerslagtig, hulle is blind, hulle het meer vrae as antwoorde. Hulle verlaat Jerusalem, waar hulle vriende, hulle geloofsgemeenskap is. Hulle het hoop gehad, maar hulle het verloor. So as jy dan na die storie verder kyk, sien jy iets gebeur met hulle op die pad. Hulle word getransformeer. Hulle blindheid, deur hopeloosheid, verander met oë wat oopgaan, in verwondering. Hulle harte uiteindelik brand. Hulle beweeg van 'n plek van hartseer, moedeloosheid en wanhoopigheid, na 'n nuwe plek, met oë wat oop is, met harte wat brand. So hoe kan ons op hierdie reis gaan? So om te begin is dit goed om dalk te dink aan die hier. Vir hulle is dit 'n plek van wanhoop. En dis 'n plek wat baie van ons onsself dikwels in bevind. Danielle Strickland skryf in haar boek The Other Side of Hope, dat sosioloë sê dat ons is in 'n geestesgesondheidskrisis. En elke jaar raak dit erger. Tydens COVID-19 het inbelsentrums vir geestesgesondheid 700% meer oproepe gehad. Sy het ook gewys dat navorsing wys dat daar 'n sterk verband tussen geestesgesondheid en hoë vlakke van wanhoop. Nou wanhoop is eenvoudig wanneer daar geen meer hoop is nie, die afwesigheid van hoop. En daar's 4 domeine van wanhoop. En ons gaan dit so 'n bietjie verken. En miskien kan jy saam luister of jy jouself daarin raak sien. Daar's eerstens kognitiewe wanhoop. So dit verwys na die gedagtes wat kan dui op hopeloosheid, van skuldgevoel, van pessimisme en van 'n beperkte verwagting vir die toekoms. So as jy aan hierdie soort wanhoop ly, het jy vooroordeele wat aanvaar dat ander is teen jou. Daar's tweedens is daar emosionele wanhoop en dit verwys na gevoelens. Gevoelens van hartseer, prikkelbaarheid, vyhandigheid en eensaamheid. Nou 'n kenmerk van hierdie soort wanhoop is dat interpersoonlike verhoudings is moeilik. Daar's baie konflik. En dan is daar derdens gedragswanhoop. En dit verwys na riskante, roekelose, ongesonde dade wat selfvernietigend is en wat 'n beperkte oorweging het vir die toekoms. So dink byvoorbeeld aan hoë risiko gedrag soos dobbelry, selfbesering, oormatige besteding, dwelmmisbruik en lae fisieke aktiwiteite. En dan vierdens is daar biologiese wanhoop. So dit kom voor in jou liggaam, wanneer jou stresreaktiewe sisteme net nie meer funksioneer nie. En dit kan tekens toon van wanregulering of uitputting. So dit eenvoudig beteken dat fisies
kan jy nie jou by verander of jou stresvlakke reguleer nie. So is daar een van hierdie 4 waarop jy jouself raak sien. En as dit is, hoe voel jy daaroor? Een van die reaksies kan wees dat jy dalk skuldgevoelens het, selfs skaam is. Jy kan dalk sê, maar hoe kan ek depressief wees? My lewe is dalk dan so goed. Ek het alles wat ek nodig het. Wat is fout met my? Sien, want wanhoop is die oortuiging dat niks of niemand, dat niks ooit sal verander nie. Dinge kan nie anders wees nie. Nou studies wys ook dat as jy 'n baie uitgemaakte idee het van hoe die toekoms moet lyk, dan is jy nog meer vatbaar vir cynicism en wanhoop, veral wanneer dinge onseker is. En jy sal nogal hoor as mense goed sê soos ons enigste hoop vir ons land is as X aan bewind kom, of my enigste hoop vir my toekoms is as ek 'n maat kry of ander werk. Hoe dit ook al sy, dat hoe meer rigied jy is, hoe groter is jou kans om wanhoopig te raak. So dis in hierdie wat ons ook sien in die woorde van ons vriende op die pad na Emmaus. Wanneer Jesus hulle vra waaroor praat hulle oor die hoop wat hulle gehaat het, dat Jesus die Messias sou wees. Hulle sou verlos van die Romeine. Dis hulle beste scenario, maar nou in hulle gedagtes het die ergste gebeur, Jesus het gesterf. Nou vir ons om op die reis te gaan van wanhoop na hoop, is die eerste uitnodiging om met die Here te praat oor jou wanhoopigheid, om dit te verwoord en om jou tyd te neem om met hom te praat. Jesus begin deur om vir hulle vrae te vra. God stel intens belang oor wat jy werklik beleef en wat jy werklik voel. Die 2 op hierdie pad het nie besef dat hulle besig is om te bid nie. God praat met hulle, Jesus luister na hulle. So ek wil jou nooi om vandag te dink aan wat is dit in my hart, waar ek nie met die Here oor praat nie, en dan dit met hom te deel. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord, wat 'n lig is op ons pad, en 'n lamp is vir ons voet. En Here, dankie dat, selfs op die tye wanneer dit voel asof u nie naby ons is nie, dat u wel is. Here, help ons om vandag eerlik en kwesbaar ons harte met u te deel. Amen.